is 'n voorreg dat ons ook vandag, soos die disippels en ander gelowiges, Hemelvaart kan herdenk en vier en dat ons iewers in 'n kamer of 'n vertrek kan wees en kan dink oor wat hulle daardie dag gesien het en natuurlik wat dit ook vir ons beteken. Hartlik welkom by hierdie uitsending op Hemelvaartdag. Kom ons bid saam. Here, as ons aan aardse afskeid neem dink, dan behels dit verlies en hartseer. Maar as ons aan U Hemelvaart dink, daarvan lees en dit herleef, dan besef ons kan so bly wees daaroor. Dan moet eintlik 'n vreugde in ons harte opborrel. Want dit beteken U het op aarde kom doen wat U beloof het. Here Jesus, U het kom lewe en ons van God kom leer. U het wonderdade kom doen en vir ons kom wys dat alles moontlik is. U het kom sterf aan die kruis in ons plek, Here, die sonde en die dood oorwin. U het opgestaan. Here, vandag dink ons daaraan dat U weer opgevaar het na die hemel, Here, sodat U as koning kan heers. En ons wil vanaand voor U kniel as ons koning. Ons wil U erken as die heerser van ons harte en ons huise. Here, wil U nou U woord vir ons oopbreek en help ons om dit ook in te neem en dit deel te maak van ons lewens. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Handelinge 1 vers 3 tot 14. Aan hulle het hy, na sy lyding, deur talle tekens getoon dat hy leef. Toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. Terwyl hy met hulle saam geëet het, het hy hulle beveel: Moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie, sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk, en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra: Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Daarna het hulle van die berg wat as die Olyfberg bekend staan en wat dig by Jerusalem was, 'n Sabbatsreis ver, teruggekeer na Jerusalem. Toe hulle daar aankom, het hulle opgegaan na die bovertrek waar hulle gebly het. Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, seun van Alfeus, Simon die Seloot en Judas, die seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind in gebed volhard, saam met die vroue en ook saam met Maria, die moeder van Jesus en sy broers. Nou daar breek soms tussenin tye in ons lewens aan. Wanneer die stof na 'n groot gebeurtenis gaan lê. Wanneer ons wag op iets om te gebeur. Wanneer daar eintlik niks noemenswaardig in ons lewens gebeur nie. Wanneer ons dae en ons weke gekenmerk word aan herhaling, daardie rotine, oor en oor. Wanneer ons nie seker is hoe die toekoms lyk en maar net van dag tot dag leef. Of wanneer dit vir jou voel of daar geen vooruitgang op watter gebied ook al in jou lewe is nie. Dit is in hierdie tye, wanneer mense op emosionele maar veral geestelike vlak dikwels entoesiasme verloor, begin twyfel, stagneer, bloot wil tou opgooi.
En dalk het die disippels ook iets hiervan ervaar nadat Jesus opgevaar het hemel toe. Gedurende Jesus se lewe op aarde het hy sy disippels baie geleer en gewys. Hulle het gesien hoe hy wonderwerke doen. Hulle het beleef hoe hy doodgemaak word, maar wonderbaarlik weer opgestaan het uit die dood en verskeie kere aan hulle verskyn het daarna. Om hierdie dinge te sien en te beleef, moes verseker hulle geloof versterk het. Maar wat van daardie 3 dae wat verloop het voor Jesus se opstanding? En wat van die 10 dae nadat Jesus opgevaar het hemel toe, voordat die Heilige Gees uitgestort is? Hulle moes in hierdie tussentye aangaan met hulle lewe. Hulle moes in Jesus bly glo en hulle moes aan God gehoorsaam wees. Hulle moes vashou aan die beloftes wat Jesus gemaak het. Dit was 'n tyd waarin daar op die oppervlak eintlik niks besonders gebeur het nie. Dit is 'n tyd van wag, van bid, vertrou en voorberei vir wanneer die dinge wat Jesus beloof het, wel in vervulling sou gaan. Maar dit het heel moontlik meer geloof van hulle gevra as daardie tye toe hulle Jesus se stem duidelik kon hoor en hulle wonderwerke gesien voor hulle oë gebeur het. Ons voel soms, dit moet met jou sleg gaan of jy moet uitdagings beleef om te groei in jou geloof en te kan getuig oor wat God in jou lewe doen of gedoen het. Dis nie genoegsaam om net te kan sê dat die Here elke dag by my is en vir my sorg nie. Aan die ander kant is daar party wat weer oortuig is dat dit altyd met jou moet goed gaan as jy in die Here glo. En dat die een goeie ding na die ander met jou moet gebeur. Anders is jou geloof nie sterk genoeg nie. Dalk is dit omdat ons in 'n wêreld leef wat ons voortdurend wil oortuig dat ons na die volgende beste ding op soek moet wees. Wat ons ook so angstig maak om van die een groot gebeurtenis na die volgende te beweeg. Ook wat ons verhouding met die Here aanbetref. Maar Jesus se hemelvaart kom herinner vir ons. God daag nie net op vir die hoogtepunte in ons lewens nie. En hy snel ons nie net te hulp wanneer ons 'n laagtepunt tref nie. Nee, hy is elke oomblik teenwoordig en betrokke in ons lewens. Hy bewys dit aan die mense wat in Jesus se tyd geleef het, deurdat hy in die tydperk na Jesus se dood, sowel as hier met sy hemelvaart, engele gestuur het om aan Jesus se volgelinge te verskyn en hulle by te staan. En uiteindelik, as ons Handelinge 2 lees, weet ons ook, God het die Heilige Gees gestuur om by hulle en ook by ons te wees en ons te lei. Soos hy met die disippels en daardie tussenin tye was, is God steeds voortdurend besig om ook vir ons te voorsien, om ons te vorm en om ons voor te berei vir dit wat hy weet volgens sy tyd vir ons voorlê. Jesus se hemelvaart kom herinner ons ook dan dat die disippels op 'n besonderse manier gereageer het. En ons lees daarvan in vers 12 tot 14. En dit moet ons ook aanspoor wanneer ons vandag aan Jesus se hemelvaart terugdink. Daarna het hulle van die berg wat as die Olyfberg bekend staan en wat dig by Jerusalem was, 'n sabbatsreis ver, dis so ongeveer 880 meter, teruggekeer na Jerusalem. Toe hulle daar aankom, het hulle opgegaan na die bovertrek waar hulle gebly het. En hulle het eensgesind in gebed volhard. Indien jy gerus die verhaal verder wil lees, sal jy ook sien dat hulle uiteindelik in Judas se plek ook 'n nuwe disipel gekies het. Ons sien hier dat die disippels se reaksie op Jesus se hemelvaart een van geloof is. En dit wil vir ons sê ook,
om net soveel geloof aan die dag te lê, op daardie dae wanneer ons God se wonderwerke beleef, wanneer ons sien watter besonderse dinge hy doen, wanneer hy vir ons so voor die hand liggend is. Ons moet net soveel geloof aan die dag lê, as op daardie gewone, doodgewone dae, met al die verpligtinge wat ons het. En om die Here te vertrou, en juis te meer aan hom vas te hou, in daardie tye van onsekerheid, van afwagting, en wanneer ons lewe bloot die normale gang gaan. Hoe maklik kan God tog nie wegraak in ons roetine nie, en ons nie misloop om sy teenwoordigheid ook te ervaar in ons alledaagse lewens nie. Soos atlete wat 'n wedloop hardloop en nie meer die beginpunt kan sien nie, en ook nog nie die eindpunt nie, die wenstreep nie, maar tog aanhou hardloop, behoort ek en jy in die tussenin tye, en die tyd tussen Jesus se hemelvaart en sy wederkoms, behoort ons op te volhard in geloof. Amen. Here, dankie dat ons uit die woord uit kan lees, en Here, dat ons vandag nog steeds die groot gebeurtenisse en die wonderwerke wat U doen ook kan beleef, Here. Soos in daardie tyd wat U Uself aan die mense openbaar het. U is steeds dieselfde God vandag, Here. Here, met dieselfde vermoëns. Here, en ons soek U tog so dikwels in al die groot dinge wat in ons lewens gebeur. Here, en ons besef, ons het U so nodig, veral in die tye wanneer dit met ons swaar gaan. Maar Here, dankie dat U altyd by ons is. Here, ook in die tye van stilte, voor of na 'n storm. Here, dankie dat U daar is in die wagtye. Dankie dat U daar is in die tussentyd, Here. In die doodgewone wat ons elke dag moet aanpak. Here, help ons en stel ons geestesoë in om U ook so raak te sien. Here, en dat ons van oomblik tot oomblik saam met U sal lewe. En dat ons alles wat ons doen, Here, sal doen om U te verheerlik. Tot op die dag wanneer U ons kom haal, ons die voorreg het, Here, om by U te kan wees. Dankie, Here Jesus, vir die hemelvaart wat ons nie net laat terugkyk en dink aan al die wonderlike dinge wat U gedoen het nie, maar dat dit ons ook 'n toekomsperspektief gee, Here, en ons help om hoop te hê en vorentoe te kyk, want ons, Here, ons kan met hierdie verwagting leef, dat U ons nie net hier op aarde gelos het nie, maar dat U ook gaan terugkom, en dat U alles gaan nuut maak. Maar dankie, Here, dat U ons in die hier en die nou ook tot U eer wil gebruik. Help ons om die hande en die voete en die oë en die ore te wees, om 'n stikkende en gebroke wêreld. Dankie, Heilige Gees, dat U ons ook daarmee help en ons elke dag lei. Ons loof en ons prys U. Amen. Die Here is by jou elke dag van jou lewe. Hy is voor jou om vir jou die pad gelyk te maak. Hy is langs jou om jou hand vas te hou. Hy is agter jou om die bose af te slaan. Hy is onder jou om jou te dra as jy swak is. Hy is rondom jou om jou te beskerm. Hy is bokant jou om jou te seën. Die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, is by jou, wat ook al jy aanpak, in die besonderse en in die doodgewone. Mag hy deur die Gees ook vir jou die krag gee om elke dag as sy kind te lewe. Amen.